Die geloof waardeur ek lewe, saamgestel uit die geskrifte van Ellen White. Verbasende transformasie van karakter. Maar ek sal u aangesig in geregtigheid aanskou. Ek sal versadig word met u beeld as ek wakker word. Psalm hoofstuk 17 vers 15. Jesus het gekom om die beeld van sy skepper in die mens te herstel. Niemand behalwe Christus kan die karakter wat deur sonde verwoes is, nuut vorm nie. Hy het gekom om die demone uit te dryf wat die wil beheer het. Die Here Jesus doen eksperimente op menslike harte deur die vertoon van sy barmhartigheid en oorvloedige genade. Hy bewerkstellig transformasies so verstommend dat Satan met al sy triomfantelike roem, met al sy samesmelting van die bose verenig teen God en die wette van sy regering, hulle as 'n vesting beskou wat ondeurdringbaar is vir sy drog redenasies en waanbeelde. Hulle is vir hom 'n onbegryplike misterie. Die engele van God, serafs en gerubs, die magte wat opdrag gegee is om met menslike agentskappe saam te werk, kyk met verbasing en vreugde toe dat gevalle mense, eens kinders van die toorn, deur die opleiding van Christus karakters ontwikkel na die goddelike gelykenis, om seuns en dogters van God te wees, om 'n belangrike rol te speel in die aktiwiteite en plesiere van die hemel. Hulle is gereinig in die oond van verdrukking. Terwille van Jesus het hulle teenstand, haat en laster verduur. Hulle het hom deur erge konflikte gevolg. Hulle het selfverloning verduur en bittere teleurstellings ervaar. Deur hul eie pynlike ervaring het hulle die ewel van sonde geleer, die krag daarvan, die skuld daarvan, die wee daarvan, en hulle kyk daarna met afskuw. 'n Bewussyn van die oneindige offer wat vir die genesing daarvan gemaak is, verneer hulle in hul eie oë en vul hul harte met dankbaarheid en lof wat diegene wat nooit geval het nie kan waardeer nie. Hulle het baie lief, omdat hulle baie vergewe is. Omdat hulle deelgenote was aan Christus se lyding, is hulle geskik om saam met hom deel te hê aan sy heerlikheid. In hul onbevlekte reinheid en vlekkelose volmaaktheid beskou Christus sy mense as die beloning vir al sy lyding, sy vernedering en sy liefde, en die aanvulling van sy groot heerlikheid. Christus, die groot sentrum van waar alle heerlikheid uitstraal.